Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dankie dat jy saamkuier. Ek hoop dat dit met jou goed gaan en dat jy 'n geseënde Paastyd beleef het. Kan jy glo ons is in Mei maand? Dis skrikwekkend. Maar kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons so saam oor die internet kan gesels. Dankie dat ons weet dat U in ons midde is, dat U saam met ons is, dat U goed is en dat U genoeg is. Amen. As ek vandag vir jou sê dat jy net een ding moet verander om jou lewe te verander, sal jy my glo? Wat sal jy verander of wat oor sal jy dink as ek sê jy moet een ding verander om jou hele lewe te verander? Die dood eenvoudige antwoord is jou houding. Jou houding. Efesiërs kom sê vir ons dat ons denke moet verander. Efesiërs 4 vers 23 sê, julle moet 'n nuwe gesindheid kry en op 'n nuwe manier oor dinge dink. So, hoe jy dink, bepaal jou houding. En dit is op die ou end die stuurwiel van jou lewe. Dit is die link of die skakel tussen wie jy nou is en wie jy wil word. Die ding is dat dit waarmee jy jouself voed, dit waarmee jy jou die heeltyd lees, die heeltyd oordink, dit is op die ou end hoe jy word, dis hoe jy leef. Ek luister nou die dag 'n gesprek tussen mense oor hoe om jong kinders groot te maak. En een van die goed wat hulle die heeltyd bespreek is dat dit hoe kinders is, dit hoe kinders praat, is hoe hulle oefen om eendag te wees. Met ander woorde, as 'n kind die heeltyd kerm, waarvan hulle hou om te doen, dan word hulle kermende groot mense. Die lewe skuld hulle iets. So, die gesindheid wat jy het, die houding wat jy het, bepaal jou menswees. Paulus skryf verder in Efesiërs 4, dan sê julle moet 'n nuwe gesindheid hê, en dan vers 24, hierdie nuwe lewenstyl moet julle deel van julle lewe maak, soos 'n mens nuwe klere aantrek. Ons nuwe lewe moet ons al meer soos God laat lyk. Ons moet reg lewe soos God dit wil hê en ons heeltemal aan hom toewy. Met ander woorde, Paulus kom sê vir die gemeente in Efese, hierdie houding, hierdie manier van dink is soos nuwe klere wat jy aantrek. Jy verander dit hoe jy lyk, dit verander hoe jy dink. Paulus sê ook vir die gemeente in Rome, laat God julle denke vernuwe. Die oomblik as ek en jy bely dat ons in Christus glo, dat hy vir ons gesterwe het, dat hy ons verlosser is, dat hy opgestaan het, ontvang ek en jy die Heilige Gees. En wanneer die Heilige Gees in ons woon, bepaal hy ons gesindheid en ons denke. Maar dis iets wat ek en jy toelaat. Dis iets wat ek en jy meer en meer na luister. Daar was op 'n stadium gesprekke in die kerk en in splintergroepe wat gesê het, jy ontvang 'n tweede helping of blessing van die Heilige Gees. Teologies is dit nie korrek nie, maar jy kan toelaat dat die Heilige Gees meer sigbaar word in jou lewe. Jy kan meer gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. En dan kom in werking Galasiërs 5 vers 22 wat sê liefde, vreugde, vrede, geduld. So dit is die goed wat jou gesindheid en jou houding bepaal. So dit klink baie eenvoudig. Maar dit is redelik moeilik, veral in 'n samelewing waar ek en jy is, wat ons die heeltyd gevoer word met negatiewe nuus, negatiewe goed oor hoe die wêreld lyk, waarheen ons op pad is, oor wie ons is as Christene. En daarom moet ek en jy 'n definitiewe keuse elke liewe dag maak om te sê, maar ek gaan toelaat dat God my houding bepaal, dat God my gesindheid bepaal, oor hoe ek dink oor my finansies, hoe ek dink oor my loopbaan, hoe ek dink oor my gesin, oor my familie, oor my kinders, oor die lewe. En die oomblik as ek my kop reg kry, dan volg my hele lewe daarna. So, mag jy saam met God elke dag besluit om in die gesindheid van God in die wêreld in te gaan. En mag jy saam met God op 'n nuwe reis, nuwe geleenthede en nuwe drome aanpak. Kom ons sluit die oë. Here, ons leef in 'n baie negatiewe omgewing. Ons word die hele tyd gevoer deur negatiewe nuus en 'n omgewing wat vir ons sê ons is nie goed genoeg nie, ons is nie slim genoeg nie en die wêreld is op die einde.
Maar U kom sê dat U vir ons 'n nuwe lewe gee. U gee vir ons U Heilige Gees. Here, maak ons bewus van U stem. Maak ons bewus van U gesindheid en laat ons U gesindheid aanneem, sodat ons 'n verskil in die lewe gaan maak, sodat ons 'n verskil in die wêreld gaan maak. Help ons om ons houding aan te pas, sodat ons lyk soos kinders van U. Amen.